So ek het groot geword by die see. O, Ek is 'n lekker. seemeisie. Gedans. Ja. Maar nie eenmal het 'n kamera gespot nie. Ek was so half 'n natuurlike Die selfbewus. little actress, ja. So as die polisie kom dan sê jy sout en dan Okay. ja, ons het by van 'n hardloop. Ek sien die ou man nou nog ongelooflik. So jy suffer op jou eie. Ja. Ek wou eintlik 'n mechanic gewees het. Op skool, nou gaan ek op die bloemen verhoog, dan lag die kinders. Ek ry motorbike, ja, ek ry fiets. Ek weet jy nou mos nou reverse, dan kyk jy. Maar hulle het nie gekyk nie, hulle het gevoel. Soos hy stamp af ek. Soos hy stamp as stop jy. 3 susters van Chekhov. Waar moet ek nou materiaal kry? Jy kan die magic enige plek maak, ja. 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 Wat was jou vraag? Ek dwaal so jonk. Jy moet Nee, nie, as jy begin dan het poep poep poep. Jy vat my nou ver terug, ja. Ja. Nee, ek... 1, 2, 3. Nee, ons tel net op by 3. Al die musikant, het kan net op by 3 tel, jy weet. Tune van Mers. Baie welkom by Origins. Baie dankie, Mele. Dis lekker om baie- hier by jou te wees, ja. Dis baie lekker om jou hier te hê. Ja. Ons het die eerste keer ontmoet op Op Vredesduiwe, dink ek. dit was eintlik voor ek het gewerk vir produksie. Ons het daai 50 minute films gemaak. Wat was daai? My god. Jy het genanne gesê van die damwal. Nee, dit was dan was ek weet nou nie so Dis lekker. Ek weet nou ons. nie. Hè? Dit was ons in Bos, né? Nee? Ja? Ja. Toe het ons Herinner my? Hè? wat was die fliek se naam? Wat Letitia. Huh? Onthou My jy? aarde, dit was 'n interessante fliek. Wat was dit? Wat? Is dit die taxi? Is iets van die Ja, dit mense was wat die met die taxi taxi, gedoen het. yes. Mense wat die taxi gedoen het. Dit was Yes. haar debuut, weet ek. As haar eerste Ja, dingetjie. ja. Wat sy gespeel en ook. Ja, Nee? sy die O, wag gou. Ja. Het jy dit Wat het jy dan gedoen? Ek het van die produksie gedoen in die teksversorging en Van so al die aan. dinge. Okay. Ja. Ja, dit was 'n interessante teks, ja. Dit was. Ja. Ek kan nie dink sy naam onthou nie. Anyway. Ja, maar ja, 'n groot fan obviously van Fishy Fashions se daar af, so ja, ek ja. groot geword het. Ja. Ja, kom ons begin by die begin. Okay. Ja, as jy Waar wil jy begin so hê? jy het groot geword in Ladysmith. Nee, ek is gebore in Ladysmith. Gebore, okay. In Klein Karoo, daar naby Oudtshoorn. Ja. En toe ek 3 weke oud was, toe trek my ma 'n Mosselbaai toe. Wow, okay. Toe trek hulle Mosselbaai toe en daar was hulle seker vir 'n goeie 25. So 25 jaar. Sure. Was hulle Mosselbaai. So ek het groot geword by die see. O, Ek is 'n lekker. seemeisie. Is dit? Ja. Okay. Elke dag aan die see. Ja, natuurlik ook nou hang af wat 'n see want dit was so ander tye daai tye. O, ja. So daar was. So ons het geswem daar by die see Rovas. O, ag jene. Okay. Sien. Okay, so maar sê jy die see baas Ja. geraak by van. Dis reg, ek het geleer seestrome lees. O ja. Ja, as gevolg daarvan. Ja. Jy weet, het ek leer seestrome wees van kykie punt en Santostrand moes nou buite wyke. Okay. Ons was gejaag met daai lang swart latte. As hulle jou gevang het in die water. Dan en as hulle jou kry dan is jy geslaan. Yes. So dit was daai jare. Maar Mosselbaai was goed, soos ek sê. So ons ver loop om by die see te kom, so ons was fiks. Ja. Ja, ons was fiks. En seestrome was my mam, was Wat is die so voort. vroegste wat jy kan onthou? Like Wat? a childhood memory. Is daar iets wat opkom Van wat nou van? van net die vroegste wat jy kan onthou, wat jy begin onthou het of bewus was van? Interessant, dis interessant. Gou sien. Maar ek is nou bietjie hoe gaan ek amper sê verward of beïnvloed. My pa was 'n baie avid photographer. Okay. Ja, ek het seker omtrent iets soos 1000 slides en 8 mm footage, van so Zo. 2 ure, ja. Waarin ek myself dan toe nog kan sien. Hoe het dit vir jou afgeneem? Ja, onder andere, Okay. ja, hy het allerhande goed afgeneem. Yes. En nee, ek onthou nou maar net wat verbintenis het met die
kamera is Ja. toe ek nou voor hierdie ding gedans. Ja. Maar nie eenmal het 'n kamera gespot nie. Ja. So jy weet, ek was so half 'n natuurlike Ja, nie little selfbewus. actress, ja. Wat Okay. weet van die kamera, maar O, jy weet ook nie van die kamera nie, so. ja. So, om Wat? nou jou vraag te antwoord, of ek, die vroegste wat ek kan onthou, nee, ek onthou 'n baksteen op my lip. 'n Baksteen. Ek was seker so 7, 8 jaartjies oud, ja. Toe het ons mos nou Cowboys, jy ooit Cowboys gespeel? Cowboys en Nee, Crooks. Cowboys en Crooks nie. Hy sê was die ander kant. Maar ek het meer Cowboys en Crooks gespeel. Okay. Of Cowboys en Crooks. Maar toe die een mannetjie of die een maat van my toe besluit, hy gaan nou handgranate. O. Gaan hy by die Cowboys en Crooks inbring. Ek dink hy het seker 'n oorlogmovie gesien. Ja. En toe vat hy die klein baksteentjie toe gooi hy dit as 'n granaat. Kof. Oeh. Toe beland dit net op my lip. O. En ek onthou, ons het 'n konsert gehad daai naweek. Skoolkonsert. O, okay. En ek dink ek was een van die feetjies met so hoofdweefsel wat so gaan maak so. En ek het gelukkig die veil gehad om die vreeslike lip toe nou Ag, dis agter te skuil. Ja. Dit het van niemand het my lip gesien nie. So dit onthou ek nou. Ja, dit is eintlik een van my vroegste herinneringe van die een of ander van praat behalwe nou vir die. Ja. Ja, want dit is interessant hoe daai goedes werk. Mens hulle sê jy onthou nie noodwendig feitelik so korrek nie, maar eerder amper die emosie daar. Ja, maar kyk, dis ook om ek sê, as 'n mens hier na 60 is, dan is dit net die emosionele recalling wat intree, die lineêre is heeltemal weg. Ja. Ja. Want ek kan nie meer jare, ek onthou rofweg, maar die lineêre is afwesig. Is emotional. Ja. Onthou jy. Dit is amper soos wanneer jy in jou wanneer jy in hot flashes begin kry. It's more power surges. Okay. Want die hot flashes daar vir negatiewe en positiewe emosies. Dis hoe ek dit ervaar. So as jy excited is, dan kry jy hot flash. Okay. As jy hartseer is, kry jy hot flash. So Ja. dis 'n good emotional barometer. Ja. Interesting. En wat anders het jou pa alles afgeneem? Man, meestal mense, ons families, ja, so sê ek het 'n hele kompendium, ek weet nie of dit 'n woord is wat ek kan gebruik hier, maar ek het soos ek sê 'n hele versameling Ja. van eras, van era wat my, jy weet, wat my pa gecapture het. So ek hou dit maar onder die kombers, want ek nou nie graag hê dit moet in die sosiale media Ja. is meer vir mos nou maar vir familie en so. So wat my pa afgeneem het baie goed. Hy het byvoorbeeld, daar was 'n ramp van 'n boot. En my ouma het nog geleef. Ek dink ek was seker so 3, 4 jaartjies oud. Van 'n boot wat in Seepunt in 3 stukke opgebreek het. En ek het so waar footage daarvan. Yes. Ja, dit, jy weet, hy was so. Ja. Toe daddy dit afgeneem. Ek het dit nog steeds daar. So die ding het in 3 opgebreek. In Seepunt, ek weet nie waar mense deesdae nou so roei. Waar die mense so gym. O ja. Daai gedeelte, Ja. Net daar. So. Wat het die 3 stukke gelê. Ja. Jare gelede. Interessant. Ja, dit is 'n historical significance. So wat het jou ma en pa gedoen? Buite nou sy fotografie. Nee, my pa. Daddy was 'n onderwyser. Okay. Staan het 8 en 2 jaar. In daai jare, as jy mos nou professioneel gegaan het, as 'n persoon van ander rasse skredes. Ja. Hy het altyd gesê hy's 'n kleurling, hy's 'n breinman. Ja. Die brein, hy was brein. En toe het hy geonderwys. Okay. Onderwys gegee op 'n plaas, 'n plathuis naby Lady Smith. Okay. Naby Lady Smith plathuis is die plaas, ja, en eenmanskooltjie. En ja, dit so my pa na skool gehou, maar hulle het so deksel swaar gekry my ma, hier basies. Ek was nog nie gebore toe nie. Vir my broers, ek het 3 broers. Kas het gegee vir kos. Yes.
En toe basies my oupa. Hy was Paul Johannes van Mers. Hy was 'n interessante man. Hy het besigheidsin gehad. So hy het basies brood voorsien. Hy het 'n bakkery gehad in Ladysmith. Brood voorsien van Ladysmith tot binne in tot Woester tot binne in Oudtshoorn, ja. En toe het hy vir my pa basies 'n hulpstootjie gegee en toe daddy so general dealer in Mosselbaai oopgemaak want die onderwys het nie betaal nie. Ja, vir sy gesin nie. En toe ons nou 'n ruimtetjie daar en toe daddy 'n koffietjie gekoop, Koop Koffie in Tarka in Mosselbaai. En en toe het hy daar verder toe 'n bietjie uitgebrei. So my pa was eintlik in die daai jare gesê was 'n besigheidsman. Ja. Ja. Maar mami was eintlik Die drive. power, ja. Okay. Ja, my ma. Mami, interessante storie. My ouers, ja. Ongelooflike ouers gehad. In elk geval, my ma moes gaan werk. Mami staan dit 4 gas in Noord-Kaapse Nooi. En toe het sy basies vir haar eie familie gewerk. Okay. Ek weet die mingsels is mos nou maar 'n ding in die verskynsel. Ons het almal lekker gemeng. Wat beteken gemeng? Gemeng, man, gemeng. Gemeng, okay. Gemeng. En mami se een mingsels was my ouma Masara. En sy het oupa was ook Jan Smits. Was haar pa. Maar dit was nooit erken nie. En toe sy natuurlik nou 'n halfsuster hier in die Kaap. En toe my ma basies op 12-jarige ouderdom vir hulle kom werk. En hulle meisiekinders opgepas, hulle 2 dogters. Okay. So dis die geskiedenis. So mami het nie ver in haar lewe gekom in terme van hoe gaan ek nou sê, jy weet jou opvoeding nie, opvoeding. Ja. Terme van standaard sê, maar what a woman. Ja. What a woman. Ja, So en dit is vijf kinders so mami was 'n grootgemaak. huisvrou, nie 4, ek het 3 Vier, broers en vier, ek drie is en die jongste. vier. Ek is die Okay. jongste, ja. So ja, dit was my ouers maar sy was ook 'n filantroop. Baie omgegee vir die underdog val. My ma, ja. Ek onthou daar was 2 mensietjies Auntie Gert in Mosselbaai, die ou vrou het kanker gehad, maar met vir haar versorg. En dan het ons 'n ou man gehad wat ek nie geweet het. Ons het nie geweet hoe oud hy is nie. En dan was hy maar daar, het altyd gevee rondom, ons het mos nou winkels gehad. Maar altyd gevee en mamma het vir hom versorg en dan ook versorg en na gekyk en die plekke skoon gehou. En dis hoekom ek sê die een fout is 'n ander ding vir mense medemens. Hoe ons dit goed moet doen, ja. Mekaar moet omsien en na mekaar moet kyk. En dan was daar oupa Fred. En oupa Fred was hierdie groot kossa man. Was so groot en hy het sy hare laat groei. Ja. En dan hy sy klere was hessien. O ja. Soos gooiingsakke het dit gedra. En hy het gereeld by my ma gekom. Hy sê kom sit in die kombuis en gee mami vir my iets om te eet of wat ook al in die huis is. En ek onthou dan hy sy geld in koerantpapier toegedraai. Ja. Maar in sulke lae. Ja. In sulke lae. En dan as hy betaal, skil hy dit af. En dan haal hy die geld. En dan het hy altyd gepraat van, ek sien die ouma nou nog, ongelooflik. Dan het hy altyd gesê, sy het opgereis na die 10de landhuis, sy het afgedaal na die 2de land, ek weet nie hoe kom nie, ek onthou dit net. Ja. So ek weet nie of hy miskien met die laag van bewussynsvlakke, ek weet nie, ek weet tot op hierdie dag toe nie wat. Yes. Hy oud kosa ou man, ja. Maar net om te sê, jy weet, dit was waar my. Ja. So dit was waar my ma was, ja. Ja. Maria was haar naam. Maria Mita. Ek het altyd gespot, want haar tweede naam is Mita, maar met 'n h. Soos Mitha. Mitha. Ja. En was dit om met 3 broers groot te word? Rof. Ek het verskriklik akkuraat leer gooi. Wow. Yes.
So as jy net naby kom, skoen enige ding. Pot. Potshot. So hulle het dit geweet. So as hulle naby gekom het, dan het hulle geweet, hulle moet nie te naby, want ek gaan jou raak gooi. Ja. So, maar terselfdertyd het hulle my ook beskerm. Ja, my middelbroer. Hoe gaan ek sê? Kyk, hulle moes nog maar gaan swem, man, en nou is ek nou klein. Ja. Ons is 2 jaar uit mekaar uit. Die 3 jongstes, my 2 jongste broers, ja. Dan volg ek hulle. Ja. As hulle see toe gaan, met hulle chobbies. Dan word ek natuurlik gejaag. Die klippe. Wat sê? Hy moet lelik praat nie. Hy is toe. Dan tak ek. Wag, so bietjie. Jy weet, dit is amper soos in die movies. Ja. Soos in die movies. En dan volg ek hulle, en dan moet hulle maar met my sit. En ek onthou ons op die Tierse bank. Dis 'n Mosselbaai, Santosstrand. Ons mag nie daar geswem het, nie. Ons nou in daai jare nie. Ons nou verbied. Ja. En dan het hulle vir my gebruik om sout te hou. Sout vir die polisie, ja. Okay. So as die polisie kom dan sê jy sout en dan. Okay. Ja, ons het baie vinnig hardloop. Yes. En dan moet ons skraap want ons mag so nie daar geswem het nie. Ja. Ja. Yes. Maar dit was lekker diep, die Tierse bank. So sloep af. Ons sloep daar so dan so hier. Dit was lekker maklik so 7. In die ou dae se 8 voet. 8 voet diep. Jy kon so sien die klippe onder, baie kleur die water, baie mooi. En dan was Robben Eiland. Robben Eilandjie was so daar. En dan so 20 meter in. Swem jy hy vind. Sien jy die hy? Ja. Sien. Maar hulle was volgeet van die robbe. Ja. So hulle het nie Okay. met ons geworry nie. Ja. Ons kon veilig swem. Diep swem. Ja. Die water is daar 'n bietjie warmer al daar. Ja, Mosselbaai is warm. Ja. Ja, Mosselbaai is warm water. Ja, daai tyd was dit nog warmer want toe ons mos nou nie gesit met allerlei weersveranderinge nie. Ja. Ja, dit is wel konstant. Is dit So iets wat jy nog doen in die see swem? ja, Is dit? ja. Ek hou van die see. En hier in die koue waters. Nee, ek doen nie koue water nie. Ek weet die jong mense doen dit. Dit is nou so fad. Dit is nou fashion. It's a fad, ja. Dankie. Ja, vreeslik. I mean, ek is heeltemal skuldig daaraan. Jy gooi ook in die koue water. Ek doen 'n dip. Jy dip. Ja, maar daar's baie van hulle wat 20 minute. Nee, ek dink dit is goed. Om jou are. Ja. So jou are is 'n skok die hele tyd of. Ja. Vir daai 20 minute. Ek wonder wat het die Eskimos gedoen. Ja, het hulle in die water geklim? Ek dink so nie. Ek dink ook so. Nee, ek dink hulle het maar hulle robbevelle aangehou. Ja. Ja, ek dink Ja. ek dink so. Nee, toe ek begin het met die cold water, toe sê ek ook soos nee, met 20 minute in. Toe gaan doen ek eers 'n bietjie navorsing. Okay. Kom ek agter dat hulle nee, jy kan maar 'n minuut, jy moet net die skok kry en dan En dan uit ja, nee, kyk, moeder natuur het maar 'n manier. Sy gee vir ons daai instink om te sê moenie langs die rivier bly nie. Moenie langs die rivier bly nie, want hy gaan vlef. So gaan maar daar, bly by bultjie. Ja. Maar ja, so Mother Nature leer ons nog maar vir ons, ja. Ja. As ons moet daar getune is. Praat sy. Ja. En dit is definitief een van die redes hoekom ek daai cold water, want ja, en daai oomblik wat jy in daai koue water is jy net daar. En I mean, ek wil dit nou nie in 'n stort doen of 'n swembad nie. Ja. Want dit is net maar as ek dit daar in die see kan doen, dan jy voel net skielik soos okay, I'm connecting here with something different than hierdie heel dag se Ja, dis koop vir jy en koop en dis amper leef. dis amper soos ek ry motorbike, ja, ek ry fiets. Ek ry motorbike en dis dieselfde gevoel. Want jy's in die oomblik. En ek ry ook alleen. Ek hou nie van groepe nie. Okay. Gaan nog ry lang ente. Ja, so ek gaan so kus op. Lekker. So daar gaan ek en daar en so ry ek lekker, ja. En dan my pa was 'n avid motorcyclist. Okay. En hy het basies motorbikes vir my opgebou. Het AJS was Engelse bikes. Bou jy dit van ramme op in. Ek dink dis maar waar die goggaatjie gebyt het wanneer ek het opgehou. En ek weet hy het AJS was 'n twin.
650 Pierestaal. Dis kom so nou by my op. Dis van memories. En toe ons huis in Mosselbaai was het so sloepie, jy weet, het so opgegaan met die dubbele hek en dan agter was daar 'n groot oop ruimte. En toe my pa gekom en toe roep hy my kom. En die fiets is groot. Is groot. Ek kan hom teen my voetjies raak. Toe sit hy my op. Sê ry. Ry? En toe ek nou buite weer terugkom, toe roep ek hom net om my te kom vang. So en ek was seker oud 17, 18 jaar oud. Okay. En dis waar die gogga toe nou begin het en het nooit gestop nie so. Ja. So dis my go-to place, ja. En ek hou ook eers nie spoetie. Het gaan nie oor so, het gaan oor die oomblik. Ja. Maar dis soos jy sê, dis soos hy sprong van die koue water. Ja. Wat jy, ek dink dit skok jou na 'n ander dimensie in. Ja, basies. Dit is skielik asof dit al die strooi afsit en gaan, nou moet jy oorleef. Ja. Jy is nou hier. Ja, in die oomblik. Ja. In die oomblik, en dit van is af wat sag, Ja. maar is nou. Sê vir my, toe jy nou groot geword het in Mosselbaai en goed in skool was en goeters, waar jy het dan gesê voor jou pa se kameraad jy nogals begin agterkom van die performativeness. Ja, in retrospect ook nou daarna kyk, nou. Ja. Toe kan ek kyk, toe sien ek my ene kyk hierso. En ek spot nie eens kamera nie, niks, net so verby. Ja, in elk geval, ekskuus, dat wil jy vra. So, was op skool nou daar estetfit en daai goeders? Dit was nooit formeel nie. Ek het 'n juffrou Bali gehad, juffrou Bali. En staan het 6 toe. Ons as die neefie kom kuier was ons maar een van die dramatjies wat mense op skool gedoen het. Toe ek toe nog vir haar deelgeneem en ek was in 'n ander ding. Maar man, dit was nooit regtig 'n bewuslike ding. Ek gaan eerlik wees. Ja. It was never. Ek wou eintlik 'n mechanic gewees het. Yes. Ja, motorbike mechanic, of whatever vorm van mechanic, 'n mechanic. Ja. Soos in die ou sin van die woord. En ek het nou nog vir iemand, ek het al klaar gedeel en toe sê my boeta vir my, ja, Johanna gaat veel raak. Maar in elk geval moes maar mans wêreld gewees daai tyd. Ja. En toe wat het gebeur? En toe toe kom ek nou maar in vir een of ander rede toe het as ek na convent skool toe staan het 8 hier in die Kaap, Engels medium skool. Dus na convent skool toe en daar kom my juffrou Charlotte de Toy toe nou in my lewe. En sy was in Stellenbosch, man in die 60s. En juffrou vir my so gekyk. Okay, sy gee toe nou Afrikaans. Staan 9, 10 jaar en sy sê vir my, jy gaan Stellenbosch toe. I mean, ek praat nou van die 1978, nee. Ja. Maar ek vat toe nou mos natuurlik nou nie notisie nie, want ek doen aansoek toe nou UCT toe ook. Vir drama en so. En sy hou nie dik, jy gaan Stellenbosch toe. Ja. En ek het sy het natuurlik nog goed gesien wat ek hier gesien het. Ja. En toe 1979 ja, toe begin het daar Stellenbosch. En dis nou direk na die skool klaar gemaak. Ja, ek is reg uit die universiteit toe ja. Oh. Maar dis 'n ander saga daai. Oh. Stellenbosch was nie lekker nie. Ja. Maar is goed, ek is daar deur. Want ek kon toe nou in Afrikaans natuurlik nou speel. Ja. In terme van interpretatief speel, mooi vir daai woord speel. En ek het gaan HOD doen. So ek het gekwalifiseer om onderwyseres, ja. Okay. Dat my lewe gered het. Ek het my huis verloor. Toe kon ek gaan skool hou. O. En verskil gemaak van iets so R7,000 aan my salaris, net oor hy papiertjie. So. O, ja. Oor die HOD. Ek het HOD Stellenbosch gedoen en ook baie geleer in terme van die verskille van die opvoeding in die skole. Ja. Want kyk, toe sit ons nou 'n blanke hoe gaan ek sê, curriculum. Ja. In vergelyking nou met wat in die ander skole aangegaan het. So dit was in daai opsig interessant. Ja.
kan Om toe nou daar te swat, ja. En ek was gelukkig, ek het dramadidaktiek gedoen en ek het nogal by hierdie ou kamp wat ek gehad as dosent. Ja. Dit was ongelooflik, ja. Ja. So dit was ten agtergronde van my formele opleiding Ja. by Stellenbosch. En soos toe die juffrou nou vir jou sê, weet jy gaan na Stellenbosch toe, was dit iets in jou gedagte dat jy gedink het Ekskuus. ek 'n lewe as 'n aktrise sal kan doen? Gehad nie. Ek dink nie eens aktrise het was deel van my woordeskat ten minste vir die eerste 15 jaar Ja. van my beroep. Glad nie. Nee. Ja. Nee, ons het skoolprogramme gedoen. Daai jare moes nou met dit al in jou streeksrade was mos maar beperk. Ja. Wat ek onthou op universiteit het ons Pieter Dirk Eise, Madame Kwatsimela se baie bekende ding, die van Aris van Grootoor. Okay. Wat was die amateurgroep van Stellenbosch? En ek weet Pieter het geweier dat kyk in die ou jare was die ek wil nie eers blank gebruikie, maar maar om die swart rolle te speel, moet die manne polies aansit. Ja. Kan jy dink die battle na die tyd om dit weer af te haal? Yes. Ek het Poppy Nongena gesien. By Stellenbosch heb Tom het kom doen. Ek kan nie die akteurs onthou nie, maar ja, die man is swart geverf. En Pieter het gesê hy weier. Dit moet verteenwoordig van wat hy doen. So ek het ja, so ek het daai een rolletjie gehad. Madame Kwatseletsi van die van Aardes. Wat was jou vraag? Ek dwaal so jonk. Jy moet as jy begin dan poep poep poep. Jy vat my nou ver terug, ja. Ja. Nee, ek in die wêrelde van nie. So nee, ek het myself glad nie. Ek dink nou nog I'm not an actress. I'm not an actress now. I love my work and I love the scripts. Want dan kan jy tekste kry en dan weet jy gaan ons daarin en dan kyk jy, is lekker. En dan gooi jy mos nog maar wat is en al die bygoed, die kostuums en die make-up is goed kom ons maar by om die binneste mos nog maar te enhance. Dis maar wat dit is, ja, vir my. Ja. Ja, so jy nou gesê het jy wou eintlik mechanic geword. Ja. Nie dit nie. Maar juffrou het gesê nee, want ek kon nie verstaan. Op skool, nog gaan ek op die plommen verhoog, dan lag die kinders in was 'n meisieskool, dit was girls' in Skaapse, it was like very Cape Town, en ek kom van die platteland af, ek is 'n boejong, het hulle vir ons tyd genoem, so ek het nog daai dae ook gehad, jy weet, om in te pas by die meisies, hulle was nie baie vir, ja. so, ek was maar half beklei vir my plekkie, in die, ja, maar ek weet nie of dit was, maybe a survival as well, maar dan lag hulle, as ek klim op verhoog, lag hulle, ek weet verstaan, wat is dit dan nou nie, totdat ek toen nog maar later my lewe besef het, nee, ons het 'n reeks gedoen, Going Up is 'n reeks saam met Joe Mafella en Rex Garner, ek was jonk, late 20s, toe moet ek 'n audisie doen, vir die sekretarisse. Okay. Mr. Jacobus. Ek doen. Maar ek is toe op 'n skooltoer, ek is daar in Appington. Op 'n skooltoer besig. En nou soek hulle nou 'n aktrise. En daai tyd was ons nog maar few and far between. Was nog maar ek en Charlene. Love you girl. En ek dink dit is Denise Newman en Vanet. Ek weet dit was nog maar basies en Todd Veld en so aan. Ons het net 'n paartjies. En ek moes 'n audisie doen na Appington, hulle spoor my op. Die persoon se man was besig om 'n dokkie te skiet. Toe reël hulle dat ek nou die audisie doen in 'n hotelkamer. Daar is die kamera, né? En en die maatjie saam met wie ek het gedoen het, is nou 'n baie bekende vervaardiger. Ja, baie bekend, maar anyway.
En ons het toe nou 3 susters van Chekhov. het, het ons is al waar moet ek die materiaal kry? En ek onthou, ek het die oudste suster gespeel, Olga. En sy was Irina, die jongste sussie. Toen sê ek, "Waar, kom jy help my? Kom jy help my?" Ons doen maar 'n uittrek, sy het 3 susters uit. 3 susters. Yes. En ek onthou net, ek het so in die kamera gekyk. Die 5de Mei. Dus dit toe nou die audisie vir Mr. Jacobus, wat ons het hoeveel 5 seisoene gemaak. Yes. So, if it's meant to be, it's meant to be. Ja. Ja, dit was interessant. Jy praat van skole-toere, was dit wat was dit? Wat 'n plek was dit? Man, ja, nee, kyk, hoe gaan ek dit nou sê? Dit is ook 'n boek op sy eie. Kyk, die enigste manier waarop die departement het mos nou die voorgeskrewe boeke die dramatisering gaat. Jy weet, die skole mos nou. Ek dink meeste van die streeksrade is dit maar waar meeste van die actors begin het. Was mos maar by die kinders in die skole, ja. So dit was maar eintlik omdat daar mos nou nie geleenthede was in terme van dramas en goed, televisie, daar was niks vir ons sê, behalwe nou die bediende. Ja. Daar was niks anders sê. So hulle dan nou maar dit waar ons allemaal maar begin het, was met die opvoering van die matriculande se voorgeskrewe werke. Ja. So dit het ek vir baie lank, ek het amper 15 jaar gedoen. Dis waar ek maar begin het en die toere gelei het. So ons het Preandros van Korinthe weet ek vir 'n lang tyd gedoen, Dolf van die Kerk se ek kan nou nie meer onthou nie, is lank terug, maar in elk geval. So dis maar En was dit deel van Kruik? Nee, dit was deel van die departement. Jy moet dit mooi sê. Nee, jy moet dit mooi sê. Ja. Die departement van kleurlingsake. Ja. Jy moet dit mooi sê. Anders werk dit. Jy moet nie sê kleurling, jy moet sê kleurling sake. En dit is waar ek nou maar basies my beroep begin het. Maar die oulike ding daarvan was, hulle het ook, ek ons die hele land gedoen. Ja. En dan het hulle ook 'n aand volle stuk gehad in die aand wanneer ons op toer gaan. Vir die gemeenskap. Ja. En die gemeenskap kon dan 'n ou geldjie maak uit die opvoering uit, ja. En Lokval vir 'n moordenaar weet ek, was die een drama. Ons het ewen Helen Kobai gedoen. Charlene in Royston, ja, en Basil Paulus, ons het Lokval vir 'n moordenaar, Ivan Abrams. So ons het basies in die aand 'n full-on 2.5 hour verhoogstuk. En wat dit weer vir my geleer het was, jy kan enige plek. Oudtshoorn het nou maar, Oudtshoorn 20, 30 jaar. Jy weet wat dit nou is, waar jy op verskillende plekke speel. Ja. Ons het byvoorbeeld in Appington en Keimoes, so speel ons in 'n saal, boeta. Hoe kan Lokval? Moet een liggetjie net daar in die middel. Maar die mense sit. Ja. Die mense sit, hulle wil sien. Ja. En die vleermuise vlieg. Maar ons speel. Ja. So dit het in 'n mate eintlik maar dit maak jou vry. Ja. Jy kan die magic enige plek maak, ja. Ja. Ja, jy kan dit enige plek maak. So dis maar wat die toere vir my geleer het. Ek dink dis waar my liefde ook vir teater begin het, is daai jy kan kul. Jy kan create spaces, places. Ja, jy's Maar met film is dit 'n bietjie moeiliker, want dit is baie meer is nou goed wat betrokke wees, maar met teater, you can have a chair en een lig en as jy vir die mense sê jy sit binne en ja, it's amazing, ja. dan gaan ek jou glo. Ja. Ja. So dis kom die impak so groot is, ja. Die impak. Yes, wil jy 'n slukkie koffie vat? Ja, jong, dit sal ijskoud. Shame. Dit sal my koffie al ijskoud hier geworden en my naam opgaat. Testing. Is this thing on? Hello there. Just a quick interruption. What makes a good podcast?
good sound. And what makes good sound? Great microphones, which we have thanks to Partners. They're a music store. They're really cool. Check them out online and enjoy the episode. Ek vat hom nog my terug, jong, magtig. Dis vir my baie Baie dankie. interessant. Dit is baie lekker, ja, dankie dat jy Plezier. kan gesels. Maar ook die goedjies wat ook saak maak, hè. Ja, Ons almal se journeys is anders. ja. Pantomimes ook gedoen, saam met die Lien en Lis Meyering hulle. Ek was 7 jaar in Johannesburg. Okay. 7 jaar al gebly. Maar dit was te besig. Ek is maar 'n plaaskind. Ja. So Ja, is ja, interessant hoe Johannesburg mense het terugkom, né? Hoe ons terugkom na ons. Dis amper asof die wortels gaan sit. Ja. Ja, ek het groot geword in Johannesburg en dit is 'n ander energie Wat? in die ooste. Ek is Ooste? gebore in Germiston. Jameson se wêreld. Ja, ken jy so goed. so dieselfde wêreld waar Toby vandaan kom. Okay, actually, ja. okay. Okay. Maar ja, dit is anders as die Kaap in terme van ek het gevoel in Johannesburg was daar nie was al nog minder 'n verstaan van o, jy is 'n kunstenaar. Wat se werk? Wat is het, maar dis nou 9 uur op 'n maandagooggend. Hoekom is jy nie in die verkeer op pad na 'n hokkie toe, 'n kantoor toe nie? Jy weet, in die Kaap het dit meer was al meer soos 'n gevoel van okay, jy's 'n kunstenaar of jy's 'n akteur of jy's 'n skrywer. I see. Ja, anyway. Ja, nee, dit is So, ja. interessant, nee, dis interessant wat jy sê. Ek sê jy het 7 jaar in Johannesburg. Ja, 7 jaar het ek daar gebly, ja. Alleen opgegaan. Ek het nog foto's van myself wat is sy naam? Van my, ek het nog ek 'n agent ook gehad mos nou. Dis Ja. regtig. Ja, kyk as jy agent selfs nou if you have an agent in you've like arrived. Ja, toe ek even 'n agent gehad daarbo en nie dat ek enige werk gekry het hè, regtig. Ja, so ek weet nie hoe eens hoe ek opgegaan het. Nee, hoe dit gebeur. Hoe het ek in Johannesburg beland? Ek kan nie. Ek dink dit was my eerste soapie vir die SAK. Die goalie was mos aan die een kant. Ja. Ekskuus. En toe staan die SAK toe hulle eers soapie. Ek kan nou die. En ek onthou ek het Maggie die bedende gespeel. Maar die Maggie het hoe opgehad. Die Maggie se hare was mooi Okay. en sy het gewone klere gedra. Ja. Ja. So, dis al vordering Ja. in die status. Ja. Die glaskasteel was die ding se naam. O, Ja, die glaskasteel. ja, Annelisa Weiland Het sy ook daarvan gepraat? Iets van dit gesê, Antoinette was Antoinette Kellerman. O, Ja, Nita was daarin. Tertius, Mentjies. okay. Of de kaf nou, dink ek nou. Ja. Ad Botha. Okay. Ja, is lang terug. Ja. Ja, en dit was dit wat toe gemaak het dat ek op die ouene toe daar gaan bly het. Ja. Dit was, ek het zoiets, in my elk geval. En toe gebeur daar nou ander goedjies. Ek het intussen toe nou in die theater ook toe nog gewerk, vertrek. Houdenbeck, 3,5 ure lange saga. Jessie. Ja, is lang terug nou jong. Gedoen vir vertrek, ja. En ja, toe het ek nou maar theater betrokke geraak en toe die going up ding gebeur wat toe nou julle 4 seisoene was, ja. So ek is eintlik gered van die soapies, moet ek sê. Ja. Ja, ek is gered. Okay. Omdat 'n mens jy weet as jy nie genoeg het, dan gaan jy vassit. As jy Ja. nie genoeg buitegoed, dan Ja. gaan jy vassit. So ek is eintlik maar gered van die soapies deur die comedies, omdat jy skiet net 3 maande, maar dan is dit ook nou genoeg om jou half te sustain. Ja, dan hou jy. vir wanneer jy weet mos bietjies. ja, hoe die bedryf werk, ja. Weet ek nie. So ja, so
Maar dit het ook maar vir my geleer om ook, mamma, ekskuus, as ek nie dink aan bekostig nie, dan gaan ek daar sonder. Ja. Jy weet, en dit is 'n goeie ding van ons werk. Ek het gelukkig nou nie afhanklik is nie, so dit help ook. Ja. Ek weet nie hoe die mense dit doen, wat kinders en huise, veral nou. Ja. Ek weet hoe julle dit doen nie. Nie moet die omstandighede daai. Ek het nou dag met iemand gepraat oor hoe ons mekaar uitgehelp het, né? Dit was 'n baie common ding. Ja. As jy nie kon nie, dan het ek jou gehelp. Yes. Ons het mekaar gehelp. Ja. Jy weet die groepies, ons die kunstenaars. Ja. So dit was nogal 'n interessante ondersteuningsding. Ja. Omdat ons almal mos half in dieselfde situasie sit. So jy het maar makliker gedeel. Nou is dit seker meer oop en meer professioneel of hoe. Wat sê Ja, jy? Nee. meer afgesonder. Ja, Almal is net so op hulle eie missie. reg. En as jy dis wat dit is. met iemand praat en jy gaan, hoe gaan dit? En dan kom jy agter, Jy's jy wil eintlik dan incheck met die persoon gaan. Sê okay, like, my goodness. ja, ek voel daar's baie afgesonderheid. Dit nee. Oh nou. So jy suffer op jou eie. Ja, mense wat net, dis maar 'n trots of 'n so dis mooi om iets te hoor soos dat daar was hierdie tyd Nee, ondersteuning was. we were actually, ons was eintlik vriende. Ja, Ja. dis, Ons is emotional support systems vir mekaar. Letterlik. maar miskien was dit omdat ons nie so connected was in terme van internet en sosiale media, goed, wat jy so 'n individual lewe begin lewe. Maar dink jy dit is jy's dit wat ons afsonder hè? Ek dink so. Hey. Nee, ek dink mos nou daaraan. Hoe ons Want ons baie van die mense wat in ek nou al mee saam gewerk het, wat ek baie keer dink, hoe waar is die persoon nou? Hoe kom hy deur of sy deur? Dat staan nou nie. I mean, nou met Showmax se afsluiting en kelders van geheime wat klaarmaak en ek kan net dink daar is, I mean, is feitlik daar's so min werk nou. Ja, anyway, dit is maar dink jy dat ons dalk die fokus miskien maar meer jy weet na die onmiddellike toe moet bring. Want ekskuus man, ek het nog para my keel. Ek onthou ons het poppeteater gedoen. Ja. Ons het afie poppe gemaak in die kas. Iemand het kas gemaak en ons was op 'n skool daar buite Stellenbosch, laerskool. Ek sal dit nooit vergeet nie. En het was ek, Ivan Abrams, Andrei, Leslie Fong. En ons het so, ek weet 'n amplifier gehad. Met 'n microfoon. En daar was iets soos 1000 kinders, medieonderwysers. En die ding was Hansie die lewenswater was hy. Ek weet nie of hy tekste nog bestel in Bos. Ek weet hoe dokter het geskep, dokter Bendakie. En ons speel toe die ding. Maar nou moet jy weet, dit is nou die trak. Die trak. Hansie is so klein poppie gewees. En ek onthou net ons het Papa Poeier. ja. Was die trak so rook. Ja, sy. En trak so. Plassos. Is jy daar klaar? Dit was almal. maar die kinders se reaksie. Ja. Dit is magic. Ja. Dit was magic. En ek weet nie of ons nog maar weer moet teruggaan. Boeta en hy kastetjies moet gaan maak. Ja. En die goeders maak en dit dan maar skep. Ja. En maar begin speel. En lewendige shows nou maar moet doen nie. Ja. Ek dink any worry oor wat gaan nou kos om die produksie nou aan mekaar te sit. Wat gaan dit nou kos? Verstaan? I mean paper mache is fine. Ja. Ja, met 'n balloon. Paper mache en dan plak jy. Moet die kalk moet die starch. En jy verf ja. En nou ek weet nie. Dit was by 'n mark in Hermanus. En man, ek het om die draai gekom toe sien ek daar's kindertjies daar so. Jong, die oogetjies is net so. Hulle almal so. En hier is hierdie vrou
gewone tafel met Tambo en die koei. En sy is besig om op hierdie tafel haar ding te doen. En hy kom, maar die kindertjies is net so. Ja. En dit was net so magic, want daar's die vrou op 'n tafel besig om hierdie plaasstorie vir die kindertjies te vertel. Dit was maar ek weet nie, so miskien moet ons dit minder gekompliseerd maak. Ja, want ek voel dit soos ons het die agency verloor vir ons eie goed. Dis ook waar, ja. En dan ja. So miskien. Weet nie hoe nie, maar het is somehow take it back. Miskien moet ons dit terugvat nou, ja. En dit weer in ons binnestes leef. Ja. En dit weer doen. Ja, die een feit, want ja, alles het deel net geword van budget en ja, soos jy vroeër genoem het van, jy het vertel van 'n produksie waar jy was, waar die produksie span op 'n Elevated. Ja, Elevated, en dan ons is amper soos muise. Ja. Nee man. Okay. Ons sê presies hoe en wat moet gebeur, nee. So ons word afbepaal deur die geldjies wat jy kry. En dis mos nou onsin. Ja. Dis 'n skepplek. Dis 'n plek waar ons skep, en dis 'n plek waar ons lekker skep. Ja. En precious skep. En dan is die magic dan so sommer stunning. Dis mos lekker. So. Ja, maar dit is of die ding is, as die spasie geskep word waar ons as akteurs kan skep. I mean, dis die doel van 'n vervaardiger is om daai en dan want jy wil die akteurs gelukkig en hê sodat hulle kan skep, want des te meer gaan jou produk dit wys. En dan ja, I don't know, that's how I see it. Nee, ek sien dit ook so. Ja. En so ek sê, maar ek het nou ervaring, ek het 'n bietjie ervaring daarvan. Omdat dit gaan ook vir die vervaardigers is oor geld. En nie meer assosieer oor die produkte, ja. I mean, ek kan dit ook verstaan, dis nou besigheid en hulle moet mense betaal en goeders, maar iewers moet daar 'n balans weer kom of Ja, maar soos ek sê, I mean, ek is ook nog maar besig om 'n bietjie te onttrek ook, jy weet, ek is eintlik meer so aktief. Ek doen glad nie meer verhoogie. Nee, wat ek is te bang. Vrese voor die tyd is te vreeslik. nog steeds. Is te groot. Ja, nee, ek wil nie, nee. Ek wil nie onnodig meer beangs wees nie. Ja. Ja. Ek wil nie meer, want ek dink my ervaring Stellenbosch was ook nie lekker nie, jy weet. Dit was nie baie bemoedigend nie. Ja. Ek moes maar beklei. En in feite, ek was my eerste jaar gedruip. So. Ja, my eerste jaar het hulle my gedop oor my diksie. Yes. Ek het glo nie duidelik genoeg gepraat nie. En I mean, sommige mense het erbij, maar hulle is deur. So, ek weet nie, maar in elk geval, so die noodlot het maar bepaal dat ek moes deur. Ek moes doen wat ek moes doen, ja. So, ek is maar bly, ek het deurgedruk en aangehou. Ja. Ten spyte van die uitdagings. Dit kan nog eens dit vat aan 'n mens as mens heeltyd moet beklei en heeltyd moet probeer Dis hoekom ek nou moeg is, want dis maar my teaterwêreld begin het. En dis hoekom ek nou moeg is, veral is dit kom by formele stukke waar dit daai nie die konnotasie nie, maar dis amper soos 'n emosionele herinnering vir my opbring. Ja. Dan wil ek al voel jy half dit gaan in 'n spasie in waar dit belangriker is om jou woorde te onthou as om ander goed te gee. Ja. Jy weet, dit is so 'n kompetisie, dan stel 'n bos, ek kan my woorde beter as jy. Of ek weet nie, ek dis maar nog maar waar ek vandaan kom. Ja. Ek weet of jy aanwil, jy moet jou woorde ken. I mean, yes. As jy bietjie vergeet, is alright. As jy bietjie vergeet, is fyn. Maar help ons mekaar. Ja. So dit was in my tyd. In my tyd was die van die dosente was baie daarop ingestel. En dit het nou maar 'n negatiewe konnotasie ook maar vir my geskep. Nou is dit beter, dis hoekom ek verkies maar ook televisie, want dit is kort. Ja. Kort en magtig, kragtig, klaar. Ja. Is dit oor.
beweeg jy aan. Hoe het Fishy Fashions op jou pad gekom? Hy, nou praat jy dan. Ek was in Johannesburg, toe ek moes nou Going Up gedoen, al 3 reekse. En toe, weet ek net, het Penguin Films het toe nou die regte gekry, van die Engelse af, ja. wat was die oorspronklike, The Rag Trade. Yes. En toe is het vertaal. Ek het 'n bietjie gehelp in die vertaling, saam met, ek dink was Peer van Pletsen. So 'n bietjie insig gehad, ja, so daai tyd, maar ook nie ernstig nie. Ja. Niks ernstigs nie. En en toe gebeur het. Want kyk, ek dink toe het ek nou al 'n padjie geloop met comedy, met Going Up. En en toe is Patsy vir my moes nou gegee, die rol van Patricia, Moet jy audisie doen vir dit, of het hulle jou Nee. maar op die Going nee, ek Up? is net nee, is as gevolg selfvervaardiger. Okay, nice. Selfvervaardiger, ja. Yes, Selfvervaardiger, nice. ja. Okay. Selfvervaardiger. En toe dit gebeur. En toe kom ons Kaap toe en toe Toe kom jy weer af. Toe kom hulle Kaap toe, Kaap toe, ja, toe Toe kom hulle hulle- geskiet. toe is natuurlik nog Kaap, Leanne van der Rooi, Ilse Oppelt, nee, klink ekskuus Ja. Ilse, Ilse Oppelt en Stella Magaba, sy is ook gesterf nou. En Marie Pens, ja. So ons 4 was en natuurlik David Isaacs was die eerste een. Yes. So dit hoe gaan ek amper vir my sê, dit het ook maar vir my generies gebeur. Jy weet, ek hoe gaan ek dit vir jou stel? Dis asof ek nou gaan en dan nie. Ja. Die goed kom ons maar in jou spasie wanneer jy reg is. Ek glo Ja. daaraan. Ek glo Ja. so, ja. Dit vind So jy so. so as dit nou gebeur dat daar nou nie is nie, dan is ook maar seker redes hoekom. Miskien moet jy maar rus in daai tyd, miskien was jy nie reg om in 'n ding in te gaan nie, ek weet nie. Maar dis maar my eie ervaring van werk. Ja. Ek weet 5 jaar het ek 'n bietjie gesukkel. Maar toe Was dit voor Fishy Fashion? nee na. Okay. Of ek kan nie onthou nou nie, ja. Tussenin, weet ek ja. Maar daar was 'n tydperk van my lewe wat ek weet, die werk hier is baie skaars. Maar ek het deurgedruk en ek het baie gesonder geleef want ek het gesond geëet. Ja. So dit was die goeie kant daarvan, ja. En maar toe red die diploma red my toe en toe kon ek gaan skool op 6 maande, ja. En wat het jy skool gegee? Woester senior sekondêr, ja. In fact Abdurrahman Adams het my gehelp. En Lloyd, rest your soul, my friend. Hy het nou Lloyd Davids. Hy het nou gaan rus verlede week, ja, die ou jong. Maar ja, hy het toe die ding vir my geskep en ja, toe gaan nou ook skool vir 6 maande. Drama gegee. Was lekker. Was lekker, ja. Ja. Die kinders geniet. Dus het was goed. En my is gered. Ja, dis Ja. nice. Ja. En op Fishy Fashions, jy het vir my gesê, Huh? julle was 'n lekker Ja, spanetjie. ja, ons was tyd. Ons was tyd, ja. Meer spasie gegee om so vir julle eie. Ja, maar ek dink ons hoe gaan ek sê? Ons het onsself die spasie gegee want ek dink dis wat deesdae ook maar gebeur. Ja, jy moet soft. Dit hang ook maar Cut. af. Jy weet ons moet afsny, ja. Jy weet ons het nou 'n bietjie gesels oor die feit dat die produksie het 'n neiging om te bepaal, jy weet, Ja. wat op die vloer aangaan. Per God te speel. Ja, amper soos jy sê amper God te speel. En is eintlik jammer want net so 'n bietjie hier raad, dit sal beter wees as jy op 'n afstand is. Want die actors kan nog hulle ding doen. Hulle kan hulle ding doen, ja. So ons soms het dit maar woes gegaan buite. En ons meisies ons het pragtig gesing. Ons gesing, ja. Sit in. Iemand sit in en gooi jy die noot. Stella Magaps, goed gesing ons almal. En dan harmonise ons net regtig. So en ek dink dis wat lees. Dis wat Fishy Fashions miskien Ja. so sukses gemaak het is omdat ons was lief vir mekaar, ja. 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 For real, ja. Ja. Ons was lief vir mekaar. Hoe het hulle die groepie bymekaar gekom? Ons sit Ek op kan maar nie net eens onthou nie. toevalligheid. Ek weet nie, jong, so lank terug. Emiel, jy vra nog my vas. Ek het dalk ook miskien, ek weet of ek insaag gehad in die casting. Ek kan nie onthou nie. Ek kan glad nie onthou nie. Maar
Maar Dis ja, nou 'n ding wat gebeur het. definitief Ek weet chemistry. ja, daar was 'n chemistry tussen ons. Ja. Verseker. Maar selfs as ons nou van die episodes weer kyk, en soos ek sê, ek het groot geword met en dit was een van my gunsteling goeders. Maar it aged well as well. Dit is nog steeds lekker om te kyk. Goed, waar ander goed wat jy nou gaan kyk. Nee, ek is bly om dit Ek te nou nie weet. sal sê nie, Kyk- het nie so goed geaged. Ja, kyk ek moet sê daar was ewen met die styl van comedy. Going Up was dieselfde. Ek gaan nou nie vir jou, ons het redelike goeie met Going Up goeie skrywers gehad. En it was pacey. Ja. Dit is so Ja, belangrik. it was in komedie. pacey. Invalle, koep en dan Ja. in die middel en dan gaan jy invalle. So ons was sharp. Ja. En dis mos nog maar 'n ander tipe styl as wat jy nou lag. Verstaan jy? So ek dink dis wat en Russell Savage was ook goed, ongelooflik. Hy het Mr. Fisher gespeel. Good comedy actor. Briljant. So ja. Ja. So ons het ek dink die samestelling van akteurs en pace. Ja. Ja. Dis een van my grootste pet peeves is as dit kom by komedie. En- People don't get pace. Of Especially if you write it en dan interpreteer hulle nie die soos soos jy sê daai invalle. Is daar. feit. Dis feit. Dit klop in die gaatjie noem ek dit. Ja, ja. Klop in die gaatjie. So ja, dis En was jy net van begin af meer na die komedie toe is dit maar net jy sê jy het op die skool gekom en toe lag die meisies vir jou op ja, skool. so I think there's a funny bone. Ja. Ja, ek dink so. Ek weet dit, ek Oscar Peterson nou die dag praat ek bietjie met hom sê, nee. Ek sê, ja, dis daar die ou beentjie sit. Maar dikwels is ons maar gesetel in 'n tipe hartseer ook. Dis wat ek glo. Ja. Ja, ons die sogenaamde wêreld is as maar 'n ander kant daarvan. Ja. Die twee werk saam. Maak jy ander mense lag Ja, toe. omdat Ease the pain. om jou pyn so groot is. Ja. So dieper die pyn, hoe snaakser. Ja. Ja, so That's dis very interessant. true. So ja, dis comedy. Nou ek het nou 'n dingetjie gedoen, 'n reeks gedoen wat full on comedy, maar toe sit nou nogal bly vir die eerste keer te besef ek my ervaring is lekker. Ja. Jy weet dat 'n mens ek is comfortable. Ja. En confident is Ja. lekker, is 'n lekker gevoel. Ja. Die onsekerheid is nou agterrekkie uit. Okay. So dan skep jy selfs beter en meer. Ja. Jy skep beter en meer in. En die mense om jou geniet dit saam met jou. Ja. Dis so lekker. Ja. Jy weet as jy sien hoe dit sprei. Ja. Ja. die joy daarvan. Steek almal aan, is aansteeklik. Ja. Sjoe, is daar iets wat mense vir jou in interviews vra wat hulle of heeltemal verkeerd kry van jou, of is daar iets wat jy voel niemand jou ooit vra nie en jy eintlik vir hulle wil sê? Interessante vraag. Ek het eendag, ek is nou nogal redelik ernstig. Sarah se geheim pressreader, toe sy 'n jong joernalis. Ek kan nie haar naam onthou nie. En toevallig was sy ook nou van die wit ras. En die kind kom en sy sê vir my, June, het iemand al ooit vir jou gesê hoe jammer ons is oor die verlede? Genade. Ek het my doodgeskrik. Ja. Sy is so jonk. Ja. Toe sê ek vir haar, man, nee. Nee. En ja, ek dink dit was die eerste en die laaste vraag wat iemand van my gevra het in daai rigting. Wat nou nie noodwendig politiekery is nie, maar 'n persoonlike ervaring van
ons almal het mos maar ons uitdagings as individue. So ek gaan nou nie in 'n 'n victim wêreld in nie. Ja. Dit gaan oor dit gaan oor 'n tydperk van ons geskiedenis en die onderskatting van die impak Ja. van daai tydperk. Ja. So ek het nou natuurlik vir haar geantwoord en gesê nee, niemand het nog vir my gesê nie, maar weet jy, dit is nogal belangrik. Ja. Dit is nogal belangrik, veral met vriende. Ek het dit een keer gedeel op 'n verjaarsdag in Stanford. Vriendin van my het 70 geword en toe was daar 'n paar individue toe nou in die geselskap in. En toe noem ek dit. Toe sê ek nie wat het gebeur, daar's 'n maat van my, vriendin van my wat ook in die bedryf is. Want jy weet op 'n menslike vlak wat soms gebeur is, daar's irrasionele reaksies Ja. op sekere goed. Ek persoonlik kan byvoorbeeld nie jy weet kan ek amper sê middeljarige wil ek sê wit mense gee nou nog vir my 'n skrik. Dit is iets van my kinderdae. Wat jy weet dit is daai goed wat gaan sit, maar dit is mos nog maar 'n deel. Maar in elk geval en toe het iets met my gebeur en die mense sê ag come on get over yourself. I'm a get over yourself so. En seker 'n paar jare daarna toe het ons nog weer 'n geleentheid werk saam en toe sê die persoon vir my sy's jammer. Ja. Sy's jammer want daar was 'n insident in haar lewe waar iemand anders dit gekry het, dieselfde tipe van oordeel, Ja. ek weet nie, diskriminasie. Ja. Dit was 'n jong kindjie. En iemand het dit gegooi en toe besef sy wat jy weet wat die implikasie daarvan was Ja. en so aan. Maar in ieder geval en toe praat ek nou daaroor en die een dametjie, toe gaan sy nou net toe sê sy maar sy het en dit is wat sy lankal vir haar maat moes gesê het. Sorry man. Dis al. Nie nog. Nee. Sorry, skus en sê dan okay. Dan beweeg ons aan. So dis een van die vrae wat eenmal gevra is en nooit weer gevra is nie, want ek dink almal sê ag come on get over yourself. Ja. If everything was that easy, hè? Ja, maar I mean, ons almal het mos 'n uitdaging so soos ek sê, maar ons vergeet dit. Ons vergeet daai groot impak, ja. Ja. Ons vergeet dit. En dis ons moet dit eintlik maar net weet. Absoluut. Nie teenoor nie, maar net weet en bewus wees daarvan, ja. Ja. I mean, there's a lot of history. Ja. And a lot of things happened. Bad, good, a lot. Ja. But as ek nou weer sien met hierdie oorloë en goeders, ons moet onthou wat gebeur het om te gaan not again. We are here now. Waar die hel gaan ons nou heen? Maar kyk, ek glo 'n interessante ding. Ekskuus, ek het een keer in by Truk het ons gespeel. Was dit nou Bloemfontein? En as jy 'n sekere ek vat dit vir myself. As daar sekere energie in 'n plek is, né? Gestel nou hier was nou 'n afsonderlike energie en dit word verlaat, dan moet daai afsondering of eintlik geneutraliseer word en skoongemaak word sodat dit nie sodat jy dit nie kan hê. En die gebou was amper vir my asof omdat dit nou so afgesonder was, en die mense wat dit nou oorgeneem het eintlik 'n bietjie vergeet om dit net skoon te maak sodat dieselfde goed nie weer gebeur nie. Ja. En dit is amper vir my asof die selfsugtige ding van wat ons gehad het nou weer terug is. Ek weet of jy ek dink ek stel my ek druk myself nou 'n bietjie swak uit. Dis baie abstrak. Ja. Maar dis asof omdat ons so onder onderdrukking was, kom die nuwe mense wat inkom doen presies dieselfde. Ja. Ek weet nie, toe maar miskien praat ek. Ek weet ja. Jy hoor wat ek sê, nee. Ja. So en dit is waarvan ons bewus moet wees om dit te gedurig te shift in ons eie gedagtes en ons eie benadering teenoor mense, teenoor ons medemense, ja. Maar I mean, even nou jy weet met die mense wat nou
onwettig in die land is. Kyk, ek gaan nou nie jokkie, maar ek voel ook maar soms niemand gaan terug. Verstaan Ja, jy? ja. Jy weet, maar op die ander kant is ons ook mense. So, dit is 'n moeilike ding. Ja, en hulle vlug obviously vir 'n rede. Ja, sien jy so dit is maar 'n persoonlike Daar's baie nuances in hierdie goeters. baie. Maar ja, ek stem saam met jou, is daai ding van wie ook al power het, gaan jy weet dit, jy sien dit oor en oor gebeur. Sodra jy weet dit is soos 'n produksie waar die mense wat sit met die geld of Ja. hulle dan die krag en dan gebeur daai amper ding weer waar seker is word uitgedruk of Ja, dis seker maar die Dr. Bender het gepraat van die magsdroom. ja, Die magsdroom, ja. corrupt. Ja, de power, ja. Dus wat mense gaan maar seker op die power. Maar dis 'n groot verantwoordelikheid, ja. Dis 'n Ja, dit groot is. verantwoordelikheid wat ons het, ja. Nou ja. Vertel vir my van ek het soos wanneer ek nou 'n gas kry dan doen ek obviously navorsing sover ek kan, maar meeste van my gaste sover is almal wat ek al mee te doen gehad en gewerk het of ken. En dit skep vir my soos 'n jy weet 'n familiariteit en gemaklikheid. Maar ek gaan doen tog nou maar. 'n bietjie navorsing, ja. Man, in Suid-Afrika se konteks is daar nie baie informasie beskikbaar nie of Media24 het jy moet eers aansluit en die fooi betaal sodat jy nou van die artikels kan sien. Ernstig, so jy moet Netwerk 24, ja. biblioteek toe gaan nie. Jy moet betaal. Biblioteek toe gaan. Ek sê Ja, ja, gaan nou nie my vir. aarde. So dan lees ek nou maar op. Ekskuus, man. Dan lees ek nou maar op wat daar is. En byvoorbeeld, ek vertel ook hierdie storie elke keer met Annalisa Weiland. Sê dit op haar Wikipedia knowledge base. Ja. Sy het 12 kinders. En toe okay. vra ek nou sy sê obviously nee, ek sê was jy een van 12? Sy sê nee, hulle was net 2 kinders. Haar ouma was een van 17. Maar nietemin, so ek's altyd so versigtig met wat ek lees. Maar wat ek van jou navorsing gaan doen, het wel gesê jy hou van jy weet werk aan karre en mechanics speel. En is dit iets wat jy nog steeds doen? Is dit? Wat het ek gisterand gedoen? Wat het ek gisterand gedoen? Ek was op my wyskrip. Okay. Ja, nee, ek was op my wyskrip. Nee, ek het die bakkies die e-cleaners op pyp, ek het 'n 1200 bakkietjie geërf by my pa. My favorite naam is Lemoentjie. Lemoentjie. Ja. Want sy was lemoenkloof, maar in elk geval lang storie. Ja, en toe het ek gou die breather pype was af en toe het ek dit gou sommer gou daar vasgesit. En die karburetie gecheck en die watertjies en so aan en die olietjies en alles. Ja, so ek hou maar my oogetjies op die goed. Ja. Ek so stel, ja. So ja. 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 Ik doe nog groot werken, ga ik met mijn broer toe, maar soos olietjies aftap en plakkies vervang en seker maak die drade sit vas en ignitionkies vervang en sulke goed doen ek self, ja. Doen ek self. Okay. Ek is ook eintlik. Hæ? Krap jy? Ja, so toe ek dit hoor, dis ek sê my word. Moet jy krap. Want my oupa het ou wrakke gekoop Ja, en dan hulle opgebou weer. Wow. So ek het hom dopgehou. Hoe hy ja, Dis het fantasties. 'n Ford 1949 Ford Anglia Anglia, ja. Ken opgebou. Anglia is ja. En toe hy 1952 of 53 prefect Fordjie. Okay, my goodness. Ook opgebou. Wow. En toe hy 'n Mercedes daai ou ponton 1960. Ja. 81. Ja. So swart. Ja, nee. Okay. Ook opgebou, ja. Opgebou. My Ja, goodness. hy is nou oorlede. Karre Hoe is so verspreid. jy het lekker diep kennis hoor. Ja. Maar eintlik as kind het ek net gehou van goed uit mekaar uit. My God, I see. Dan gesukkel om dit weer terug te sit, maar eventually dan begin jy nou leer. Begin jy leer, ja. Ek hou van motorfietsies ook en so aan. Ja. Ek doen my olie aftappietjie self, ja. Ja. Ek het nou 'n groot fiets ook, maar dit is bietjie kwaai. Ek is te bang vir die moderne goed. Ja. Maar nee, die bakkietjie versorg ek. Ek kyk self na. My ou tat se bakkie. Ek is baie
Ek is mal vir haar, en 4 ratte jong. En sy skat so, en jy soms so 'n touch met die aarde. Wat jy weet, Ja. daar's niks power steering. Ja, want dis wat toe jy nou vertel oor die motorfietsry. My pa het 'n MG Ja? B. MG B GT, ja, ja. 68, ja. Ek het nog steeds. Ja, so hy staan by my. My Want hulle het nie plek vir hom in Somerset Westie. Ek het 'n garage hier. So hy staan, maar daar's nou een van 'n clutch probleem wat ek nog nie by uitgekom het nie. Maar dit is die kar wat ek nou ja, dit was maar swaar geweest het ek my moderne kar verkoop en Okay. my passies ry. Maar die MG Vat die karretjie, ja, hy moet ry, ja. En Want yes, nie staan nie, ek nie het staan. al die knormoer vervang. Ja. Daar uitgehaal en Ja? hom laat die solenoid, hulle moes hom Ons sal net dit weer teruggesit. moet regmaak, ja. En ag, die bande het tubes in. Ek het nie besef nie. Ja? Ek kry enige papwiel en nie. En daar's- gaan na hy cutie. En die man sê vir my nee maar hierdie ding het tubes in. Ek sê wat? Toe hierdie tubes kry nie. Oei, kon jy dit? Toe Ek moes jy moes maar bestel O, aanlyn. moes jy aanlyn Ja. bestel? Okay. Ja, so dit is vir my so lekker om daai ek het nou nie altyd die baie tyd of geld om nou te spandeer nie, maar Ja. ek dink dit is eintlik die lekker deel daarvan. Is Nee, maar jy En hier daar's en een daar. daar's 'n eenvoud. Ja, en As dis wat ek eintlik vir beantwoord is As die eenvoud. om te ry. Is As die net Daar's 'n eenvoud, ja. Nee, ek daar's geniet dit. power steering, die Niks. klapie deur. Yep. En daar's nog 'n paar gaatjies ook soos dit Ja, reën. ja. Soos dit reën dan. Man, ja, ou druppeltjies en daar's ook niks aircon sê. Nee. Nou die dag toe sa Mahindra. Die mannetjie ry Mahindra en ek sê vir hom, "Boetman, hoe ry die bakkie want hulle is nou baie, ek dink hulle is goedkoop. Hulle is like 199. Ja. Die Mahindra Bolero of whatever. Yes. Ja, so single cab. En ek is daar by die koöperasie in Durbanville en hy stop lank en ek sê vir hom, "Boeta, man, interessant is hoe nee tannie, kyk hy ry lekker, maar tannie, hy het die aircon nie." So nou ja. Ek het ook geen aircon nie, my boet. So dis die Jy maak maar oop, ja. ja. So ja, ek het 'n aktiewe belangstelling in. Ja. In die goedjies regmaak. Dis So was ek my- doen dit nog self. So interessant, omdat ek ook nou so groot liefde het vir O, vir die ou. Wie dit ook nogal ek ook teëgekom het is Nick de Jager. Hy het ook so ou voertuie op 'n stadium van sy lewe gehad, ja. Ja. En is 'n hobby. Ek Ja. want ek weet hierdie ou bakkietjie gaan my aftree. Is my aftree karretjie. Is my aftree bakkietjie. Want ek ry vullis moet daar. Maar Ek het op 'n is eyster. ja, Daai- en ek het op 'n stadium weet ek sy begin roes. Want die ou mensies wat die bakkietjie gehad het in Beaufort West, Auntie Ruby en haar suster Miss Pearl, hulle kerk toe gery met die bakkietjie. En dan het nog 'n ander tannetjie, al 3 voor, net so klein. Ry hulle aan die Anglikaanse kerk hier aan Beaufort West, die klein klipkerk hier langs die ek weet nie meer in my afgeval. As jy so inkom, net na die sirkel. Ja, dis Ja, die klipkerk ja. in die regterkant is die Anglikaanse kerk. My ouers, my pa was die orgelis daar vir lank. Ja. Sien. Ja. In elk geval. En die bakkietjie het aan die Ruby behoort. En so wat er nou gebeur toe hulle nou ouer word, dan hulle in plaas van ek weet jy nou mos nou reverse, kyk jy. Maar hulle het nie gekyk nie, hulle het gevoel. Soos hy stamp af ek. Soos hy stamp as stop jy. Ja. Die gevolg is Ja, as nou hy het vol dente. Die bakkietjie is vol dente, maar toe het ek nog maar my engelgreine gevat en jy weet moet dit geskier. Toe het ek red oxide gevat want dit stop die roes. o ja. En toe smeer ek dit net daaroor so die bakkie het sulke rooi kolle. Ja, maar sy's fyn. Sy ry. Ek het vir haar stainless steel exhaust, nuwe carburetor, radiator gereco. En natuurlik, jy weet al die belangrike goedjies stewig gemaak, ja. So sy's meganies. Okay. Ja. Ek ry die MG ran, so sy nou en hier kom nou iets wat is nou nee, ek is nou die knorboer of is nou wat was nou die dag die. Okay, en nou het hy 'n clutch iets, so hy kan nie. Sy van die klats kan hom in die eerste kry nie. Die eerste ry. Hulle sê dis ook 'n bearing, clutch bearing. Maar hulle is mos nie karre met hom oud. I mean die bakkie is amper 56 jaar oud so. Maar surprisingly Dis mens mooi eenvoudig die goed is. Ja.
En jy kan, as my pa sê, maar gaan werk aan die ding, man. Nee, as is nee man. Kyk, al uit laat ons dit kan nie moeilik wees. Jou tata. Ja, ek weet dit, omdat ek ook nou maar so met my pa se belangstelling ook nog gehad het, dan ek by hom gesit, mos nou in die nagte en dan kom hy maar, kom, Jun. My naam het so kort gesê, Jun, kom weg daar so. Wat jy by jou? Kom maar huis, kom slaap. Sê ek, nee mami, ek is by daddy, ja. Daar was die jare. Ek, een van ons laaste vrae, ek vra dit vir almal, is, if you can have 3 dinner guests, dead or alive, wie sal jy nooi? Jong, ek is so uit die sirkels uit. Ek is so uit die sirkels uit. Vir wie sal ek wil hê? As dinner guests. Okay, ek hou van vleisbraai, so miskien sal ek hulle na 'n braai toe nooi. Ja. Ja, vir juffrou Charlotte de Tooi. Ja, my juffrou. Die een wat in My Sandbach juffrou verstaan dit, nie staan dit 10 vir my gesê, het gaan swart drama. Ek sou graag vir juf. Ek sou, maar sy is in Engeland nou. Ek dink sy leef nog. Sy leef nog, sy bly in Engeland, ja. Ek sou vir haar wou hê, net om sommer net, want, ja, sy was daar in my vormingsjare, toe ek op Stellenbosch was, toe was sy my toevlug. Ja. Ek het altyd na toe gegaan, sy het destyds in Tamboerskloof gebly, in Juffrou met die Halweis, soos Rihanna Skeepers, Katrina. En, so ek sal vir juf nooi, omdat sy so ongelooflike invloed gehad het in my toekoms, in het gesien het, Ja. in die potensiaal gesien het, ten spyte van al die ander uitdagings. So ja, Charlotte de Tooi, juf, ja. Zelf was, nee, ek is Charlotte, ek kan nie vir jou Charlotte sê nie, juffrou. Ja. Nee? De ou vrou van 60 nou al, altyd van juffrou, ja, maar ja, wat is wat het is. So ek sal vir juf vra, wie nog? Dan pas ek moeder Teresa. Jo, Interessant, ja. moeder Teresa, ja. Ja. Sjoe. Ja. Ja. Nogal. Moeder Teresa, ja. Sy was van 'n ander wêreld. Ja. Ja, net omdat net vir 'n teenwoordigheid. Ja. Just for a presence, ja. Ja. Just for a presence. Dus, ek meen, die stories wat sy kan vertel, genade. Ja. Want het is diep uitdagings. Ja. It's like it defies life. Goes beyond. En dan derde. De derde iemand, nee jong, ek kan nou nie dink hoe. Miskien een van my ouers. Ja. Baie mense Ek mis hulle, ja, ek mis hulle baie. Ek mis albei. So miskien een van die ou spooke. Ja. En sê, hey, kom eet so 'n bietjie saam met my. Sommer net. Ja. Ja. So dis basies die 3. Dit is eintlik 'n simpel vraag, maar dit is interessant altyd om te hoor. Nee, dis nie simpel, is glad nie simpel nie. Is glad nie simpel nie. Dit hang af wat jy daarvan maak. Ja. Is glad nie simpel nie. Okay. Ja, ek verstaan dit. Dankie, June. Hi my engel, dankie dat jy my gevra het en dankie Yes, nee, dit was dat jy my op 'n journeytjie kon vat, sommer net myself. ja, was Wie absoluut te voel, ja. geweest. Om myself te voel. En vir jou? Jy's baie special, jy doen. Ek skiet jou dan af of ek niet. Dis okay. Maar dankie ja, maar dankie vir jou ja, dankie vir jou. Dankie vir jou. En dat ek kon kom ja, en Ja. het vertrou. Ek is bly ons kon 'n tydjie maak. Ja, dankie. En vir jou programma dat jy almal van ons sommer net laat praat. Ja. En soms moet mense net praat, dis right. Ja. 'n Veilige hawe skepie so om te kan doen. Maar dankie Emil, dan sê. Dankie. Dankie. Ja, dankie.